Ons is in ons reeks aandagstrook. Nou, vir die van julle wat nie weet wat 'n aandagstrook is nie, ek dink die Engels daarvoor is 'n rumble strip. So as jy lang pad ry, dan baie keer is daar hobbeltjies in die pad, of geel lyne wat raas as jy oor dit ry. En dit sê net, hey, jy is besig om aandag te verloor, jy moet jou fokus terugkry op die pad, jy is besig om af te gaan van die pad af. En ons kyk in Efesiërs, wat skryf Paulus vir ons? Watse aandagstroke kom gee hy vir ons om in ons lewens in te bou, sodat ons nie mis waarmee die Here besig is nie, sodat ons nie afdwaal van die pad af nie, dat ons nie wegdwaal van die roeping wat Jesus op ons lewens kom sit het nie. En vandag chat ek oor die sagte stootjies wat jou lewe kan red. Die klein, subtle nuances wat jou lewe kan red. Nou, ons gaan weer wees in Efesiërs 5, vers 14 tot 21 vanoggend. En die gevaar wat ons sien as mens, is dat ons baie keer, nie net as ons lang pad ry nie, dat ons geestelik baie keer aan die slaap raak. Nou, as mens slaap, kan jy maklik in gevaar beland, sonder dat jy dit besef. Kom ons hou aan die voorbeeld gebruik van, jy is op lang pad, as jy aan die slaap raak, kan jy jou lewe verloor. As ons geestelik aan die slaap raak, kan ons ewigheid verloor. Baie mense leef geestelik op dieselfde manier. Praat nou hier met Christene. Ons gaan deur die basic motions, ons gaan kerk toe, ons maak die koffie voor die diens, ons doen ons ding, ons doen ons deel, ons bring ons kant, ons lees ons Bybel nou en dan, ons bid vir ons pap in die oggend. Maar iewers raak dit maar net the same old. Soos selfde ding, elke week doen. Maar eintlik beweeg ons stadig na gevaar toe, sonder dat ons dit besef. Ons drift weg. En God het sekere aandagstroke vir ons kom gee, in sy woord, waarskuwings, om ons wakker te maak, voordat ons seer kry, voordat ons val, voordat ons moontlik dood beleef. En as jy jou Bybel reg het, Efesiërs 5 vers 14 en 15 kan jy oopmaak. As jy nie om hierso het nie, onthou jou Bybel volgende week, dis deel van jou momentum, is lees jou Bybel, bring hom saam, bring highlighters saam, merk in jou Bybel, as jy iemand soos ek is, wat 'n device in my hand soek, dan jy kan op hom ook highlight, so maak jou Bible app oop, join saam met ons, want dan kan jy teruggaan in die week, en jy kan weer deur hierdie skrif gaan. Nou, Efesiërs 5 vers 14 tot 15, word wakker, jy slaap, staan op uit die dood, en Christus sal jou lig gee. Let dus baie mooi op hoe julle lewe, moenie soos onverstandiges lewe nie, maar soos wyse mense. Paulus roep gelowiges om wakker te word. Hy kom sê vir ons dat ons versigtig moet leef, en dat ons nie soos dwaase moet leef nie. Nou hier is die eerste ding. God gee interne waarskuwings vir elkeen van ons. En hierdie is in die vorm van jou gewete. Die eerste aandagstrook in ons almal se lewens is jou gewete. God het dit binne jou geplaas met 'n doel. Wat is 'n gewete? Kom ons begin by die begin. Nie by Genesis nie, by wat gewete is. Nou, dit is iets wat God in almal van ons ingebou het. Elke mens het hierdie innerlike gevoel van reg en verkeerd. Vandat jy klein is daar hierdie ding binne in jou van reg en verkeerd. Van, moet ek hierdie doen, mag ek hierdie doen, mag ek hierdie nie doen nie. En as jy iets gedoen het, dan gaan kruip jy vir jou pa weg, want
jy wonder of was hierdie nou stout gewees of nie, of jy weet dit is stout gewees, maar daar's hierdie ietsie binne ons, wat roer. Romeine 2 vers 15 sê, hulle wys dat die vereistes van die wet in hulle harte geskryf is, en hulle gewete getuig saam daarmee. Ons gewete is deel van hoe God ons geskep het, hoe ons gemaak het. Hierdie is basically soos God se handtekening op elkeen van ons siele. Die volgende ding rondom gewete is, dit praat gewoonlik met ons met 'n stil stem, subtle guidance. Daar is kere wat ons sien dat God opgewerk raak, en goed om ons stel in die woord, maar hy skree selde. Hy praat baie keer met 'n fluister. In 1 Konings 19 vers 12 sien ons, na die vuur was daar 'n sagte, fluisterende stem. Manier hoe God gepraat het. En ons nog 'n klomp sulke voorbeelde waar ons sien, God soek eers jou aandag, en dan praat hy. Sondag toe ons Arkgemeente gelaunch het ek gepraat uit Exodus uit, waar Moses na die brandende bos toe gegaan het. Hy het die brandende bos gesien, hy het tot die bos genader, en ek dink baie keer as ons in die kinderkerk was en die storie gehoor het, dink ons, God het geroep uit die bos uit, en Moses het nader gekom. Dit was nie die geval nie. Die bos het gebrand, die bos het Moses se aandag gekry, Moses het genader tot die bos, en toe God sien, dat hy Moses se aandag het, toe praat hy uit die bos uit en sê, Moses. God wil ons aandag hê. Gewoonlik kom God se leiding as sagte waarskuwings, as 'n innerlike ongemak, of selfs as jy binne 'n situasie is, dan beleef jy 'n verlies van die vrede wat jy het. En dis hoe God praat. Die derde ding rondom ons gewete is, jou gewete kom en dit probeer jou weghou, terughou van gevaar af. En dit voel dalk baie keer vir jou of jou gewete jou beperk. Jou gewete is soos, nee, maar moenie hierdie doen nie, maar dit lyk so lekker. Maar eintlik wil jou gewete kom en dit wil jou kom beskerm. God het dit vir 'n sekere rede binne in jou geplaas. Dit beskerm jou teen verkeerde verhoudings en seer kry, verkeerde besluite, sondige gewoontes wat jou seer maak, dalk 'n vernietigende leefstyl wat jy leef. En ek wil vandag vir jou sê, God kom sê nie vir jou moenie omdat hy 'n party pooper is nie. Dis nie hoekom hy vir jou kom sê moenie. Hy kom sê dit omdat hy wil hê dat jy regte vreugde in jou lewe moet beleef. Dis hoekom hy vir jou sê moenie. Want hy weet ons vir jou meer instoor. Hoekom moet ons na hierdie gewete luister wat God in ons geplaas het? Die ding is, hoe meer ons dit ignoreer, hoe stiller word dit. Ek gaan nou vir julle terme leer as dit by klank kom. Daar's 'n ding wat gebeur wat hulle phasing noem. So dis wanneer jy twee frekwensies speel wat mekaar uitkanselleer en dan hoor jy nie meer die frekwensie nie. So byvoorbeeld as speakers nie reg gehang word nie, en hulle speel en die frekwensie speel teen mekaar, dan cancel dit uit. En ek wil hierdie voorbeeld gebruik want dit is tegnies wat gebeur. Is ons ignoreer die Heilige Gees in ons ignoreer sy stem, en hoe meer ons dit ignoreer en hy praat, hoe meer begin ons daai frekwensie uitkanselleer. En dan hoor ons hom nie meer. En die Here word stil. Dit raak dof. 1 Timoteus 4 vers 2 sê, hulle gewetes is soos met 'n warm yster toegeskroei. Ek wil vir jou vandag sê, jou gewete kan hard word, kan verhard.
wat eers dalk vir jou verkeerd gevoel het, begin dalk vir jou normaal voel. En hier is die ding van wit en swart en grys area. Hierdie is hoe 'n grys area in ons lewe ontwikkel. Is wanneer ons geweet het, hierdie is wit en hierdie is swart. Hierdie is 'n no-go, hierdie is kleur area. Hoe meer ons God se stem begin uitsny en afsny, en ons gewete verhard, hoe meer create ons vir onsself ruimte om in die grys area te wees. Hoe meer jy reageer, hoe sterker word hierdie stem in jou lewe. Wanneer jy gehoorsaam is aan God se waarskuwings, aan sy aandagstroke in jou lewe, dan begin jy sekere patrone herken. Jy begin erken wanneer goed uit plek uit is. Wanneer goed dalk nie nou dadelik nie, maar in die toekoms jou kan seermaak. Jou kan skade aandoen. En hier is vir my die groot ding, is ons groei in wysheid. Spreuke 22 vers 3 sê, 'n verstandige mens sien gevaar en hy skuil. Die eenvoudige loop voort en hy kry skade. Wysheid is dikwels wanneer ons gevaar ver vooruit kan sien en herken. Ons sien die tekens raak, ons herken dit, lank voordat dit nog kom. Sien ons dit al klaar raak. En ons maak die skuiwe in ons lewe sodat hierdie goed ons nie raak nie. Hoe makliker God jou kan lei, hoe verder kan hy jou neem. As ons kyk in hierdie eerste kwartaal van die jaar na ons roeping, die Here 'n roeping in elkeen van ons lewens kom sit het, dat hy 'n plan met jou het, dat hy jou iewers heen op pad is, dat hy sekere gawes in jou lewe kom sit het wat jy nodig het om te gebruik. Dan sê ons, okay, God moet ons lei in hierdie, hy moet ons leer om in dit in te groei, om soos dit te wees. Maar dan het ons nodig om gehoorsaam te wees vir die stem wat ons lei. Maar God het nodig om ons te kan vertrou. Hierdie is baie belangrik. Julle ken die gedeelte van, as hy jou kan vertrou met die klein en die min, kan hy jou entrust met meer. Wie van julle wil meer in julle lewens? Of dit nou finansies is, van jou werk, of wat ook al. Ons streef altyd na iets meer. Now what's next? Ek wil hê dit moet beter gaan. Ek wil hê ek en my gesin moet op 'n beter plek wees. Wat ook al dit mag wees, wat ook al die gawes is wat die Here binne my gesit het, ek soek meer en ek wil hê die Here moet my trust met meer. Maar dalk het ons nodig om vandag die vraag te vra, luister ek wanneer hy praat? Kan hy my vertrou met meer? Kan hy jou lei na groter dinge? Kan hy jou verder neem in sy plan? Is jy bereid om jou plan op te offer? Om te loop in die plan wat hy vir jou lewe het? Efesiërs 5 vers 17 sê, moenie onverstandig wees nie, maar probeer verstaan wat die wil van die Here is. Probeer verstaan. Maak tyd om te luister, te hoor, en al maak dit nie sin nie, begin in geloof in dit loop, en sê, ek verstaan nog nie wat jou plan is nie, ek weet nog nie waarheen jy met my op pad is nie, Here, maar ek gaan in geloof in hierdie ding begin loop, want ek het jou stem gehoor. Al verstaan ek dit nog nie. Al weet ek nie noodwendig wat voor lê nie. God wil jou lei in sy plan vir jou lewe, in sy roeping oor jou lewe, sy doel vir jou lewe wil hy aan jou kom bekend maak. Maar ek dink ons mis dit, want ons luister nie. En ek wil sê, ons almal wil hê die Here moet met ons praat in 'n hoorbare stem. Ek en Kluis, asseblief. Maar die Here het vir ons sy woord kom gee. Kind van God, ek wil vir jou sê, maak jou Bybel oop en lees jou Bybel, dat die woord van God met jou kan praat.
Ek het 'n paar praktiese toepassings vandag. Hoe apply ons hierdie? Eerste ding is, maak ruimte vir stilte. Omdat God dikwels fluister, moet ons leer om stil te raak. Leer om tyd te maak om hom te hoor. En dalk het jy nodig om hierdie week te vra, maar Here, wat probeer U vir my sê? Wat het ek dalk gemis, omdat die dinge om my te lawaaierig is? Maar daar te veel dinge aangaan en te chaos is om my. Maar dan wil ek ook vir jou sê, jy het nodig om jouself te ken. Want stil word vir my en stil word vir my vrou is nie dieselfde nie. Sy kan op 'n silent retreat gaan en vir 'n week lank met niemand praat nie en die Here praat duidelik met haar. Ek sal nie kan wag vir die oomblik om met iemand te praat nie. As ek stil word voor die Here, is dit wanneer ek in my kar alleen is en die musiek stamp. Die ou 4 blokke verder weet ek is op pad. Maar dis wanneer ek tyd met die Here spandeer. En vir elkeen van ons is stil word dalk anders. Maar jy het nodig om jouself te ken. Jy het nodig om te weet, wat is jou alleentyd, wanneer daar geen distractions is nie. Wanneer jy kan stil word en God se stem hoor. Die tweede praktiese ding is, reageer op dit wat God alreeds vir jou gesê het. Wie weet God het al gepraat en jy dink dalk dis te laat? Ek het nie gereageer op dit wat hy gesê het nie. Ek wil vandag vir jou sê, dit is nie te laat nie. Daar's 'n rede hoekom God met jou gepraat het. Vra jouself vanoggend, wat is die laaste ding wat God vir jou gesê het om te doen? En doen dit. Vra jouself ook, wat is die laaste ding wat God vir jou gesê het, wat jy nie moet doen nie? En hou op daarmee. Onmiddellik. Begin loop in dit wat Christus jou voorroep. Loop in die manier wat hy praat. Rig jou lewe volgens sy stem. Begin met 1 stap van gehoorsaamheid. As ons elke dag kan begin om daai klein adjustments te maak, daai klein skuiwe te kan maak, sensitief wees vir die aandagstroke in ons lewe, wat sê, hey, word wakker. God roep mense. God roep elkeen van ons vandag. Sê vir jou, word wakker. It's time to wake up. Gee aandag. Jy is besig om jou roeping weg te gooi. Want ek praat en jy luister nie. Efesiërs 5 vers 14. Moet hierdie week by jou echo. Word wakker. Want jy slaap. Staan op uit die dood en Christus sal jou lig gee. Julle ken die skrif. Sy woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Ons sê ons wil op die pad loop wat Christus vir ons lewens bestem het. Ons wil loop in ons roeping. Maar as ons slaap en uittune uit God se woord uit, dan mis ons dat hy besig is om die pad vir ons te verlig. Ek sien die prentjie van iemand wat 'n vliegtuig aanwys, daai ligstokkies. Hier is die pad, kyk, word wakker, fokus. Sonder Jesus is ek en jy verlore, 100%. Maar deur Jesus is ons geliefd. Ons is gered. Hy het ons kom nuut maak. Hy het iets binne in ons kom sit. En hy wil hê jy moet loop. En
En as jy weet vandag, jy is nog op die verlore pad, jy is besig om aan te jaag, hierdie stem van die Here uitgetune, raak ontslaaf van die distractions. Maak jou ore oop, maak jou gees oop dat die Here met jou kan praat. Kyk waar sy lig skyn, waar die pad vir jou aanwys. Sê, hierdie is die pad, my kind, ek wil hê jy moet loop in hierdie pad. Dis die pad wat ek vir jou bestem het. Die pad wat na my toe lei. God kom gee vir ons 'n gewete. En hierdie gewete is God se sagte waarskuwings. God se beskerming. God se leiding in ons lewens. Die vraag is nie of God praat nie. Die vraag is, luister ons. Jy kan jou oë sluit. Here, vir oggend kom sê ons is wakker, ons fokus, ons luister. Here, kom praat asseblief. Ons is jammer as ons die stem uitgetune het en ons eie koppe en ons eie harte gevolg het. Maar Here, kom maak weer aan ons bekend wat die pad is wat U wil hê ons moet loop. Here, help ons dat ons lewens meer soos U se lyk. Here, ek bid dat as elkeen van ons in hierdie week, vanaf hierdie week, ons Bybels oopmaak, dat die woord meer lewendig vir ons sal word as ooit van tevore. Dat wanneer ons die woord lees, dat ons sal weet dat dit U stem is wat praat. Here, en as dit kom by ons gewete, dankie dat U daai tool in ons lewe kom sit het, om ons te waarsku as goed uit lynheid is, maar ook vir ons vrede te bring, wanneer ons op die regte pad is, wanneer ons in lyn is met U woord. Here, help ons om sensitief te wees daarvoor. Help ons net om te luister, punt. Dankie dat U nie klaar is met ons nie. Dankie dat maak nie saak hoeveel foute ons gemaak het, hoeveel ons aangejaag het nie. Hierdie prys vir ons kom betaal aan die kruis. Klaar betaal. Dankie dat ons vanoggend net weer kan sê, ons vat dit wat jy vir ons kom doen het. Dankie vir U genade. Dankie dat daar kans is om reg te maak. En voluit te loop. Dit wat U in ons kom sit het. Here, help ons om ons roeping te beskerm. Nie af te dwaal. En dit weg te gooi nie. Ons loof vir Jesus. Amen.